Baie welkom by Pretoria FM se mediese gesprek. My naam is Sarina Bosman en volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie leef sowat 50 miljoen mense met epilepsie. Maar met die regte behandeling behoort epilepsie glad nie 'n probleem in jou alledaagse bestaan te wees nie. Ons gesels vandag met 'n raadslid van die Neurologiese Vereniging van Suid-Afrika, Dr. James Butler, oor epilepsie. Goeiedag dokter, baie welkom. Goeiemiddag ook aan die luisteraars. Dokter, ons moet seker eers begin deur te kyk na 'n definisie van epilepsie. Ja, so dis 'n baie goeie vraag. Dis eintlik meer ingewikkeld as wat 'n mens dink, maar soos huidig gedefinieer is dit 'n tendens wat mense het om herhaaldelik epileptiese aanvalle te kry. En so sommige mense beteken dit jy moet meer as een aanval kry en dit moet nie deur enige slegte omstandighede as dit ware in die brein veroorsaak word op daai oomblik wat daar siekte of iets in die brein of die liggaam is nie. So byvoorbeeld mense as hulle siek is met meningitis of 'n breinbesering op daai oomblik en hulle kry aanvalle, per definisie het hulle nie epilepsie nie, maar as daar na die siekte, en dit maak nie saak watter siekte dit was nie van die brein, as hulle daarna herhalende aanvalle kry, het hulle epilepsie. So daar's natuurlik baie oorsake vir epileptiese aanvalle, maar ek gee net 'n paar voorbeelde van om die onderskeid te trek. Dokter, volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie leef sowat 50 miljoen mense met epilepsie. Is daar iets wat dit veroorsaak? Is dit geneties? Ja, soos ek vroeër genoem het, daar's baie oorsake. In beginsel enigiets wat verkeerd loop in die brein of hoe die brein gemaak is, as enigiets so iets gebeur, kan dit in beginsel daartoe lei dat mense epileptiese aanvalle kry en herhalend epileptiese aanvalle kry. En dit wissel van gene en meeste mense wat genetiese vorms van epilepsie het, en dis nogal algemeen hoor, hulle het 'n kombinasie van gene wat die epilepsie veroorsaak, eerder as daar's 'n enkele geen wat dit veroorsaak. En dis belangrik want mense dink soms, omdat ons vir hulle sê hulle het genetiese vorm van epilepsie, dat dit in die familie loop. Dit hoef nie in die familie te loop nie. Jou gesig is lyk uniek vanweë 'n kombinasie van gene wat jy gekry het, by jou pa, by jou ma en 'n paar mutasies bygegooi, en dit gee vir jou 'n unieke voorkoms. En dieselfde geld vir genetiese vorms van epilepsie wat snaaks genoeg kan voordoen jare na mens gebore is, net soos jou gesig deur jou hele lewe verander. En vir daai rede, dieselfde rede, kan die epilepsie ook in sommige mense met genetiese vorms daarvan weggaan. Maar alhoewel genetiese oorsake algemeen is daar ook baie ander oorsake. En waarskynlik die tweede meeste algemene oorsaak is die van klein mikroskopies in baie gevalle geboortemerke in die brein. Net soos jy hulle op die vel kry, kan jy hulle in die brein kry, en sommige kere kan ons hulle op 'n MRI sien, maar sommige kere nie. Ons weet wel dat hulle bestaan, want sommige mense opereer ons op die brein, ons kan onder die mikroskoop kyk, en ons kan sien, daar is 'n oorsaak. So, alhoewel dit vir baie mense misterieus mag klink, en die dokters vir sommige mense mag sê, al die toetse is normaal, die scan is normaal, is daar wel 'n oorsaak. Dokter het nou verduidelik van die kenmerke van epilepsie, maar is daar spesifieke simptome van epilepsie? Ek is nou vertroud met 'n epileptiese aanval. Is dit die grootste simptoom en is daar ander waarvoor 'n mens kan kyk? Ja, dis 'n baie goeie vraag. So, baie mense weet van die groot aanvalle waar mense konvulseer, of kom ons stel dit anders, hulle val, hulle word styf, hulle ruk, hulle skuim kom uit die mond uit, en na die tyd is hulle verward of slaperig. Daai, alhoewel dit dramaties lyk, is dit eintlik nie die mees algemene voorkoms of die mees algemene manier hoe epilepsie voordoen nie. En klein aanvalle, en wanneer ek sê klein, die elektriese storm, en ons het nog nie genoem nie, maar epilepsie, wat gebeur in die brein is, jy het 'n elektriese storm as het ware, en dit kan in 'n baie beperkte gedeelte van die brein voorkom, en as dit in 'n baie klein gedeelte van die brein voorkom, of 'n beperkte gedeelte,
dan kan 'n mens net snaakse gevoelens kry wat niemand anders sal dit agterkom nie. Jy sal net snaaks voel. En jy mag enigiets van déjà vu tot kort paniekaanvalle of snaakse stygende gevoelens uit die maag of flikkerende ligte sien of dinge hoor of geheue van die verlede mag terugkom na jou toe. En daai is epileptiese aanvalle wat beperk word deur tot 'n klein gedeelte van die brein. En soos dit versprei, mag 'n mens ander simptome bykry. Byvoorbeeld, 'n mens mag wegraak en staar. En sommige mense kry net kortstarende episodes, wat is die ou term was petit mal daarvoor. Dis 'n verskillende tipe aanval daai. Daai een begin eintlik nie in een plek in die brein nie, hy begin gelyktydig deur die hele brein, want dit is 'n genetiese vorm van epilepsie. En derhalwe word die genetiese of die gene word uitgedruk in elke breinsel in 'n mens se brein, en daarom sien 'n mens dit gelyktydig deur die hele brein. So daai is baie meer algemene vorms van epilepsie as die groot grand mals. Die grand mals, of wat ons noem die tonies-kloniese aanvalle, daai term gebruik ons vandag want dit beskryf die aanval beter. 'n Mens word tonies, jy word styf, en dan dit word gevolg deur klonies, bedoelende rukke van die ledemate, en dis 'n tonies-klonies. En so daar's baie vorms. Ek dink die boodskap vir baie kykers en luisteraars is dat as iemand herhaaldelik kort neurologiese simptome kry van enige aard, of dit nou gevoelens is wat altyd dieselfde is, en as dit van korte duur is, byvoorbeeld sekondes of minute, dan moet 'n mens dink aan epileptiese aanval. Dokter, kan 'n epileptiese aanval voorkom word? Ja, inderdaad. As iemand epilepsie het, met ander woorde, die neiging om herhaaldelik aanvalle te kry, dan kan 'n mens so iemand, of iemand hoort eintlik op anti-epileptiese medikasie te gaan, want dit kan dit voorkom. En daar is ander maniere, maar die mees algemene en effektiewe manier om dit te voorkom is mediese behandeling. Met ander woorde, pille of tablette. Ons wil juist nou vandag gesels oor die gebruik van medikasie vir epileptiese aanvalle, en ek het inleidend genoem dat baie mense nie toegang het daartoe nie. Hoe word epilepsie dan oor die algemeen behandel, dokter? Ja, ons het baie medikasies tot ons beskikking, meer as 20 verskillende tipes medikasie. En ek sê vir baie pasiënte, die idee is om vir jou 'n pil te kry wat werk. Natuurlik, jy wil nie aanvalle hê nie, en ook wat nie neeweffekte veroorsaak nie. So die beginsel hoort dieselfde te wees as iemand wat tandepasta gebruik. Hulle gebruik dit 2 maal 'n dag. Dit voorkom probleme en dit veroorsaak nie probleme nie. En as dit die geval is, dan het ons dit reg gekry. Is die medikasie baie duur, dat 'n mens sien dat 75% van lae- en middelinkomste groepe nie toegang het tot hierdie medikasie nie? Ja, so van die medikasies is baie goedkoop. So die een medikasie kan jy omtrent, jy weet, 'n hele paar maande se medikasie koop vir R10, en dan is daar medikasies wat van die nuus op die mark wat jy weet duisende rande per maand kan kos. Maar meeste van die medikasies wat ons in die staat en die privaat sektor gebruik, kos 'n paar R100 per maand, om jou idee te gee. So daar's baie medikasies en daar's baie opsies. Om jou vraag verder te beantwoord, dis nie net 'n kwessie van toegang tot medikasies nie, dis natuurlik die diagnose moet reggemaak word, en die wêreld het 'n hopelose tekort aan neuroloë. So meeste van die kere wat die diagnose gemaak moet word in die wêreld, hang dit van dokters af, en in sommige plekke in die wêreld is daar ook verpleegsters wat opgelei word om die diagnose te maak en te probeer onderskei tussen epilepsie en ander neurologiese toestande. En dit is 'n goeie manier as 'n mens nie die spesialiste of selfs die dokters het om daai diagnoses te maak, en dan
ook natuurlik om die medikasie voor te skryf. Die probleem word groter in die sin dat jy die infrastruktuur nodig, natuurlik die mense, die aptekers in die hospitale ensovoorts. Maar mense het ook daar's twee ander dinge wat ons oorbrug moet word. En die een is dat mense hulp moet soek daarvoor, mediese hulp moet soek daarvoor. So baie mense sien hierdie siekte, soos dit deur die eeue gesien is, as iets anders, nie as 'n mediese siekte in die brein nie, net soos jy asma kry of wat ook al. Dit is net 'n mediese siekte in die brein. En so mense gaan soek hulp by ander plekke en in ander plekke. En die probleem daarmee is dat hulle nie gehelp word nie. Dis 'n groot probleem. En dan die ander is die stigma verbonde aan die toestand. En dit, jy weet, as iemand skaam het oor 'n probleem, dan is daar minder kans dat hulle dit gaan noem vir iemand of hulp gaan soek. En om jou 'n idee te gee, ek het al mense gesien oor jare, baie opgevoede mense, wat glad nie eers aan hulle familielede of man of vrou die siekte genoem het nie, ten spyte van die feit dat hulle vir my kom sien. Sjoe. En die ironie van die saak is, dokter, as ek reg verstaan, is met die regte behandeling en die regte medikasie, is epilepsie glad nie 'n probleem wat jou van dag tot dag gaan beïnvloed nie. Ja, so dit is miskien die kern tot die hele, daai vraag is die kern tot die hele probleem. En as jy mense vat wat epilepsie het en wat herhalend aanvalle kry, is hulle lewenskwaliteit word nogal erg ingekort in meeste gevalle. En daar is baie redes daarvoor. Maar die onthou net dat iemand wat 'n aanval kry 'n aanval op die meeste vir 'n minuut of 2 of 3 en na die tyd mag hulle sleg voel. Maar hulle slegste lewe is nie daai tyd nie. Dit is eintlik die lewe tussen aanvalle. Dit word bepaal deur 'n paar dinge, maar hoofsaaklik word dit bepaal deur hoe jy die lewe in die wêreld sien en die siekte sien. En dan natuurlik die mense om jou, hoe die samelewing en jou familie en jou vriende dit ervaar en hoe hulle dit sien. En meeste van die skade wat aangerig word in mense met epilepsie is in terme van hulle lewe tussen aanvalle en dit word deur daai faktore bepaal. So as 'n mens die toestand optimaal gaan behandel, is deel daarvan is om vir mense te sê, probeer so naby 'n normale lewe kom as moontlik. En in meeste gevalle kan mense net voortgaan met die lewe soos voorheen. Daar's natuurlik beperkings in terme van motorbestuur in sommige gevalle ensovoorts. Maar ek sê vir mense, die lewe moet voortgaan, die lewe is kort en almal moet die lewe lewe en tot hulle volle vermoëns as hulle kan. En die beperkings, hoe minder daar is, hoe beter. En as ons van die stigma kan ontslaa raak, dan is hulle lewe ook, of hulle lewens is ook beter. So daai stigma is, daar's, jy weet, hierdie ding is met ons deur die eeue en daai stigma leef nog voort. Die wetenskaplike studies in gevorderde lande soos Europa wys dat die stigma kom nog baie voor, baie algemeen. En dit word gedeel omdat dit word gedeel deur pasiënte en ander mense in die samelewing. En daai kombinasie is nie goed vir mense nie. En dit is hoekom hulle lewenskwaliteit ingekort. Dokter, so ten slotte, wat is jou raad aan vriende en familie van diegene wat met epilepsie saamleef? Ek dink die kort raad is, daar's veel om te doen. Daar is baie behandelings. Vir sommige mense wie se epilepsie aangaan, is daar operasies om dit weg te vat uit die brein uit, met baie min risiko. En ek dink meer as enigiets anders, as familie, vriende, ander mense bietjie kundig kan raak oor die toestand, eerder as om soos die mense verkeerd deur die eeue gedink het oor die toestand, dan gaan jy mense help. En enige iemand met enige mediese siekte wil simpatiek behandel word. Hulle wil nie
Hulle wil nie gestigmatiseer word nie, maar hulle word ook nie eintlik die belangrike ding daarvan is hulle is nie anders as ander mense nie. Ons almal kry siektes en epilepsie is maar net een van hulle. En die oorweldigende meerderheid mense wat ek sien is hoogs intelligente, goeie funksionerende mense. Hulle het 'n normale intellek en hulle kan werk en dinge doen. En ons moet hulle so sien. Hulle is deel van ons samelewing, net soos mense met asma of hoë bloeddruk of suikersiekte is. En daar's vir alle mediese toestande is daar met tye beperkings, maar vir mense met epilepsie is die beginsels is absoluut dieselfde. Dokter, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en dat jy al my vrae beantwoord het en ek dink dit is 'n goeie ding om oor epilepsie te gesels en soos jy ook genoem het, daardie stigma stuk vir stuk te begin afbreek. Baie dankie weer eens, dokter. Groot plesier. Dis Dr. James Butler wat by ons aangesluit het van die Neurologiese Vereniging van Suid-Afrika.